Ons sal toestemming vra by die emissievoorzitter van het oopbreek. Maar ons sal nou begin oopbreek en by die saal is gekleed. Baie dankie, Ms. Andreas.
Garibaita. Roar, Young Lions, roar! Roar, Young Lions, roar! Baie dankie weer eens programdirekteur. Ek dank, ek is by die huis. Julle is in Wijk 4. Ek is die outgoing, maar ook die incoming councillor van Wijk 4. Baie dankie. Geagte premier van die Noord-Kaap, Dr. Somali Sol, met die hele Janie era van die Noord-Kaapse wetgewer, alle burgemeesters, speakers, raadslede teenwoordig, alle geestelike leiers, tradisionele leiers, sowel as ons politieke leiers teenwoordig, alle staatsdepartemente wat vandag in die hartie van Keigerib is in Wijk 4 en dan vandag die mees belangrikste mense teenwoordig is die inwoners van die Keigerib plaaslike munisipale area. Nou vandag 70 jaar gelede op 9 Augustus was daar vroue wat by mekaar gekom het en gebesluit het genoeg is genoeg. Wat besluit het, maar hier moet iewers 'n einde is. Wat gebesluit het, ons is moeg van onderdrukking, ons is moeg van verdrukking en vroue moet 'n rise op hoofde occasion. So vandag, die doel vir ons hier wees, ons herdenk die historiese optog van 20.000 dapper vroue na die IDI-geboue in 1956. Vroue wat gestaan het teen onreg en die fondasie gelê het vir die vryheid wat ons almal vandag geniet. Nou hierdie vryheid wat ons geniet, gemeenskap, het nie maklik gekom nie. Hy was ook nie goedkoopie. So, ek hoor maar as ander mense praat van die vryheid. Maar ek weet, die organisasie waar ek behoort, het geveg en beklei vir die vryheid wat ons vandag geniet. Ons erken die onskatbare waarde van vroue in ons samelewing. Ek kom van 'n vrou af. My ouma was 'n vrou gewees en ek weet watter waarde 'n vrou toevoeg tot 'n kind se lewe. Ons vier vandag vroue as moeders, as opvoeders, as werkers, as entrepreneurs en gemeenskapsleiers wat elke dag bou aan ons nasie. Ons bevorder geslagsgelykheid en die bemagtiging van vroue deur vandag se viering. Ek dink die grondwet maak voorsiening dat vroue moet include word. Ons moet include word by die werk, ons moet include word in senior posisies. Ek dink vroue moet include word en as Bernadette waar vroue nie gesien word nie. Vandag is ons by mekaar om te reflecteer op die vordering wat ons gemaak het, maar ook op die uitdagings wat steeds voortduur. Uitdagings soos geslagsgebaseerde geweld teen vroue, armoede en werkloosheid wat veral vroue in die land raak. Ek dink ons as vroue moet mobiliseer in die regering, in privaat sektore en in die gemeenskap om hande te vat, om programme te implementeer wat vroue ekonomiese en maatskaplike bemagtiging gee. Programdirekteur, in kort was my taak om die doel van vandag voor te hou. Ek wil die gemeenskap aanmoedig vandag hier teenwoordig. Kom ons staan op 4 November, soos die 20.000 vroue wat opgestaan het en wat gemaak het na die IDI-geboue toe. Op die 4 November. Maak seker ons as vroue lief en maak seker ons as vroue wat die voortog baie
begrafenis jare gelede. Baie dankie Chief Whip dat u vir ons nog gesê het, kom ons hier vandag. Nou ons sal weer die namadans na vore roep om vir ons te kom vergas met 'n pragtige dansstuk. Die nama groep waar hulle waterkant is die nama groep. Baie dankie die nama groep. Die vloed is kiezer, die kan vir die gereed kry. Ons gee oor aan die nama groep. Taliba groep. Taliba groep. Baie dankie. Die mahal. Taliba groep. Baie dankie. Die mahal. Siapa
Baie goeiemiddag Kegarib. Goeiemiddag Kegarib. Hoe gaan dit hier? Op die baie belangrike dag. 'n vroue dag. Baie dankie programdirekteur. Dis mevrou Koloi. Ik was samen met haar iewers. Ik denk dat was een Japan, ik kan niet mooi onthouden. De vrouw voor mij daar, hoe kom het ik haar aangesteld als die LER van transport, safety en liaison. Zo, die antwoord was een beetje makkelijk. Want ik heb hulle gesê, Arfan is Koloi. En Koloi beteken 'n voertuig. So dis rede hoekom ek haar LER van vervoer gemaak het. Want die van is Koloi, sy moet maar net daar na toe gaan. So baie dankie LER vir die geleentheid. Soos ek gaan ook in. Oh, okay, nou verstaan ek. Ja, laat ek al die burgemeester wat hier is en die raadslede hier is, groet. Ek sien ook ons provincial chaplain. Pastor Des Fransman is ook hier. Pastor, kan jy net so opbeweeg en die mense lekker groet? Dis onze chaplain daar. En ook, ek sien die mannen en vrouwens wat blauw aangetrek het. Hulle word geleid deur General Bessenaar waar sê, dat hy ook, hy is nog nie hier nie, maar ons is baie dankbaar vir al die policies wat hier is. Dis onze kinders, dis onze oompies, dis onze broers en susters, niggies, en ons is baie bly met die werk wat hulle doen. En vir die mense van Kakamas kan julle vir julleself 'n lekker hande klap gee. Ek weet nie hoe, Ek weet nie hoe praat mense van die dorp, maar van waar ek kom, in die Karoo, hulle sê, die sal is propvol. Ek weet nie, dis die Afrikaans wat julle hier plaaslik gebruik nie. Ons sê daar propvol. Hier sê julle stampvol. Oké, laat ek ook julle Afrikaans gebruik. Ek sien die saal is stampvol. Ja, ek sien die saal is stampvol. Laat ons ook 'n lekker hande klap gee. Vir onze speaker van die provinciale wetgewer, mevrou Nurien Klaster, kan ons maar 'n lekker hande klap gee. En sy doen 'n baie goeie werk. Sy is die Afroja. Ja, sy doen 'n baie goeie werk. Sy is die speaker van die provinciale wetgewer. Watinta Bafazi, ons is baie trots met die werk wat sy doen. Programdirekteur, dit is vir my 'n groot eer en voorreg om vandag hier tussen die mense van Kegarib te wees. Ek was 2 maande gelede hier by hierdie gemeenskapsaal. Dis 'n skoolsaal. En daar was groot uitdagings wat ons tydens ons deur besoeke geïdentifiseer het. At the forefront of raising these issues were women, young and old, fighting for their community. Ek kan onthou
dat die groot uitdagings in Keigerib wat u genoem het, die volgende was: dwelmsmisbruik, ouers het geklaai dat kinders gebruik dwelms. Die tweede groot probleem hier is werkloosheid. Die derde probleem wat u hulle genoem het toe ek hier was, 2 keer. Dienste wat nie deur die munisipaliteit gelewer word nie. Die vierde probleem wat u hulle genoem het, dit was probleme met grond vir boerdery. En die ander probleem wat u hulle genoem het, dit was behuising. Ons is nou terug as 'n regering om vir die mense van Keigerib te sê, ons is hier, die regering gee om en ons sal saam met julle werk om baie van hierdie uitdagings op te los. Dames en here, ons is hier op Vrouedag. Vrouedag is een van die belangrikste dae op die kalender van die regering. Dit is 'n dag waarop ons stilstaan by die groot bydrae van vroue in hierdie land gelewer het om demokrasie en gelykheid 'n werklikheid te maak. 70 jaar gelede, op 9 Augustus 1956, het meer as 20.000 vroue na die Union Building in Pretoria opgeruk om die uitbreiding van die apartheidspaswette na vroue te verwerp. Onder leiding van Lillian Ngoyi, Helen Joseph, Rahima Musa en Sophia de Bruin het hulle deur gedisiplineerde kollektiewe optrede gewys dat vroueleiers sowel as organiseerders in die vryheidsstryd was. So as ons praat van vryheid, dis nie manne se ding nie. Vroumense was daar. Vroumense was daar en hulle het hard gebakkie. So laat ons vir al die vroumense 'n lekker handeklap gee. Ek dink dat is 'n belangrike boodskap wat ons gekry het van die burgemeester van die distrikmunisipaliteit. Die burgemeester van die distrikmunisipaliteit het gesê, ons as vroumense, ons moet saam staan. Ek weet nie of julle die boodskap verstaan. Sy sê, ons as vroumense, ons moet saam staan. Vroumense moet ophou om vir mekaar onder te druk. Ek weet nie of julle verstaan wat ek sê. As jy 'n vroumens is, dan raak jy 'n direkteur in 'n departement. Jy wil net alleen shine. Ander vroumense moet ondergedruk word. Nee, as jy 'n vroumens is, dan kry jy 'n geleentheid. Die volgende keer as ons Sanne jou ontmoet, jy moet sê, Premier, ek het die geleentheid gekry. Hier's 3 ander vroumense wat ek saambring. Dis hoe vroumense moet wees. Dis hoe vroumense moet wees. Daar's vroumense as die vroumense hou van kinderstories. Hy praat net van ander vroumense, hy skinder nie manne nie. Om vir hulle onder te druk. Skinder oor manne, nou dan druk jy vir hulle onder. And you uplift other women. Dis wat ons verwag. Want as vroumense, julle kan nie mekaar onder nie en onderdruk, dan verwag julle dat manne moet vir julle opvat. Dit werk nie so nie. Dit werk nie so nie. So die boodskap
van die burgemeester van die district. Dit moet die grootste boodskap wees vir vandag. Soos ons hier uitstap as vroumense, ons sê, dis tyd, laat ons saam staan. Daai moet tot die boodskap wees. Nee, die ding van mekaar onderdruk moet op einde kom. En weet jy wat doen ons? We take advantage of that. Dis die rede hoekom vroumense altyd swak lyk. Want julle beklei onder mekaar, en soos julle onder mekaar beklei, we take advantage of that. Dan shine ons, dan lyk ons asof ons mooi is. Dit is nie so nie. So die boodskap van burgemeester Passon vir my was baie belangrik vandag. Vroumense, laat ons saam staan. Laat ons mekaar vorentoe stoot. En ons hoop dit sal gebruik. Dit sal gebeur. Programdirekteur, dit is algemeen bekend dat die gelykheid, vryheid en veiligheid van vroue hoog op die regering se prioriteitslys is. En dat ons altyd daarna sal streef om vrye, demokratiese en gelyke samelewing te skep. Om hierdie doel te bereik, gegeewe die hartseer nalatenskap van vrouonderdrukking in die gemeenskap en swart vrou in die besonder, bly die belange van die werksklas en arm plattelandse vroue vir ons sentraal. So program director, it is appropriate that we gather in Kakamas. Founded in 1898, its name is derived from a Korana word associated with poor pasture or a raging cow. Communities in this area understand the determination required to build livelihoods under demanding conditions. The woman we honor today understood the same lesson. Progress requires organization, courage, and sustained action. We have made major progress. Toe ek hier aankom, toe ontmoet ek 'n paar mense wat protest iewers. Hulle sê, ja, hulle noem hulle self oppositie. En dit is goed vir demokrasie dat ons oppositiepartye het. Dit sou nie goed gewees het as daar nie oppositiepartye is nie. Vir demokrasie, dit is goed. Maar oppositiepartye moet partykeer waarheid praat. Soos ek aankom, hulle sê, die ANC het niks gedoen hier in Kakamas. Ek sê vir hulle, hoe oud is hy? Die ene sê hy is 27 jaar oud. Ek sê vir hom, die skool waarin ons is nou, waar kom die skool vandaan? Nee, die regering het die skool gebou. Ek sê maar, wie is die regering dan? Ek vra, wie is die regering? Hy sê, dit is ANC regering. Maar jy sê dan, hy het 'n ander woord gebruik, ek dink, kyk Gariep is deel van die Karoo. In die Karoo praat ons mos bietjie rof Afrikaans maar. Hy het 'n ander woord gebruik wat ek nie op 'n Sondag sal gebruik nie. Maar dit begin met 'n W. Hy sê maar, ANC het weer hier niks te doen nie. Ek sê vir hom, maar die skool is 'n nuwe skool hier gebou deur die ANC regering. Is 6 jaar terug, en dit is so. Is 'n splinter nuwe skool die. En dis nie die enigste skool nie. Daar's baie van hulle reg oral in die provinsie, even in the deep rural areas. Ek sê, ek is nou by 'n skool hier wat die ANC gebou het. Nee, maar ek praat nie oor die skool nie. Ek sê, van wat praat jy? Dit gesê, ANC doen niks nie. Nou, ek wys jou 'n skool reg voor jou oor. Jy sê, jy praat nie oor die skool nie. So, daar is baie uitdagings. Daar is baie uitdagings, nie klein, groot uitdagings. Maar
onze rol as die regering is om saam met die gemeenskappe te werk om seker te maak dat ons kom met 'n oplossing vir al die probleme wat ons het. En as ons daai oplossing soek, vroumense moet betrokke is. We want active participation van die vroumense. En daai active participation van die vroumense wil ons ook sien op die 4de van November. Women must go out in large numbers to go and vote. En nie net vir enige persoon, stem vir vroumense wat hard werk. Dis die belangrikste. Julle moet hulle ondersteun, vroumense wat hard werk. As jy iemand sien wat baie hard werk, jy moet daai persone ondersteun. So op die 4de van November, dis nou die verkiesingsdag vir die plaaslike regering. En ons pleidooi is dat almal wat moet gaan stem, hulle moet uitgaan en gaan stem in groot getal. That's also pleidooi. We want to make that call to each and everyone that must go out on the 4th of November to go and vote for your local municipality. Want onze municipaliteiten is meer belangrijk as die provinciale en die nationale regering. Ek weet nie of julle dit weet. Die burgemeester hier plaaslik is meer belangrijk as die premier en die president. Van die burgemeester hier plaaslik moet seker maak dat mense het water hier. Die burgemeester moet seker maak dat die rioolstelsel van die municipaliteit werk. En die burgemeester moet seker maak dat die mense bly nie in vullis nie. Die dorp word skoongemaak. Die burgemeester moet seker maak dat die ekonomie van die dorp groei. Dat hy werksgeleenthede skep vir die kinders en die jong mense. Dis die burgemeester van die dorp wat moet seker maak dat die municipaliteit werk. Dat ons se municipaliteit het nie vir die werknemers daar, hulle weet nie hoe om te werk nie. So al daai, dis die taak van die burgemeester, tesame met die raadslede. So die burgemeester is meer belangrik as die premier en is meer belangrik as die president van die land. En daai alleen moet ons druk om seker te maak dat ons gaan kies op die 4de van November. En ons moet seker maak as ons gaan kies, ons kies vir mense wat hulle se werk sal doen. As jy raadslid raak, jy's nie op 'n holiday nie. 'n Raadslid is nie op vakansie nie. 'n Raadslid moet baie hard werk tussen die gemeenskap. Van raadslede kan nie net verdwyn, dan sien ons hulle weer as ons na verkiesings toe gaan. So hulle moet tussen die mense wees. Raadslede is nie vakansietyd nie. So ons moet vir die regte mense gaan kies om raadslede te wees. Nee, die soort van raadslede wat ons soek, is raadslede wat weet, as daar 'n sterfte is hier in my wijk, ek moet by 'n begrafnis wees op 'n Saterdag. Dis 'n raadslid wat ons moet kry. Nie 'n raadslid wat net by die huis bly nie. Daar's 'n sterfte en mense sien hom nog nooit by 'n begrafnis nie. So ons soek raadslede wat weet
dat hier in my wijk, hier's kinders wat graad 12 klaargemaak het. En hy bel die premier, hy sê, premier, ek het 6 kinders wat graad 12 goed geslaag het. En ek wil die 6 kinders by universiteit kry. Hoe sal jy help as die premier? Dis die raadslid wat ons soek. Ons soek 'n raadslid. Dis 'n soort raadslid wat ons soek. Ons soek 'n raadslid. As daar in 'n familie 'n kind of 'n ouer is wat siek is, wat op die deur kan kom klop en sê, Auntie Gladys, ek hoor, hier's iemand wat siek is hier in die huis. Is 'n raadslid of wat dit doen. Hy kom klop hier op die deur. En hy sê, ek hoor, iemand is siek hier. Dan sê Auntie Gladys, ja, my kind is siek. Dan sê die raadslid, kan ek die kind sien? En die volgende vraag van die raadslid is, hoe kan ek help? Dit is 'n soort raadslid wat ons soek. Ons soek ook 'n raadslid. As daar geleenthede is in die munisipaliteit van werkskepping, hy gaan na die armste huis in die wijk, waar daar niemand is wat werk nie. Dan sê hy aan die Griet en Oom Piet, dat se geleentheid daar by die munisipaliteit. Gladys hier by die huis, het graad 12 en hy is werkloos. Hier is 'n geleentheid vir Gladys, dat daar een persoon is wat werk hier in die huis. Ons soek nie 'n raadslid nie wat vir sy oompie se kind gaan kyk, sy broer se kind, en sy auntie se kind, en die familielewens gaan soek. Ons soek nie so 'n raadslid nie. Daar is nou altyd raadslede. Daar is nou altyd raadslede. Ons praat nou van nuwe raadslede. Soos jy die raadslid sien, man, die manier hy stap. Hy stap vir sy wijkmense. As hy praat die taal van sy wijkmense. As hy asem uitdaag, dis vir die wijk. Dis die raadslede wat ons nou soek. Net die oudtyd raadslede. Ons soek hulle nie. Ons soek hulle nie. Ons soek ons 'n raadslid. Voor hy munisipaliteit toe gaan en die oggend weer toe gaan. En maak sommer 'n draai hier by die bure. Klop en vra hoe gaan dit hier. Ek is nog lewendig, kan julle my sien? Ek is op pad werk toe nog. Sommer vir die bure wat opstaan, staan julle op jong, ek is hier rond. Wat gaan aan hier? Dat is nou die soort raadslede wat ons soek. 21st century raadslede. Nee. Ons soek ook geletterde raadslede. Nie 'n raadslid wat nie weet hoe om op 'n groot ding te lees nie. As hy die begroting van die munisipaliteit moet lees, dan sien hy krokodille en nie die syfers nie.
Hulle moet weet wat gaan aan in die munisipaliteit. Laat hulle nie verlei word deur 'n munisipale bestuurder nie. As jy by 'n munisipaliteit kom, jy kan amper dink die munisipale bestuurder is die burgemeester nie. Hy ken alles, hy weet alles, hy praat baie. Meer as enig aan. Ons soek 'n raadslid wat die begroting van die munisipaliteit sal vat. Dan breek hy die ding op. Dan vra hy, wat beteken die ding vir my mense in wijk 4? As niemand die vraag antwoord nie, dan sê hy, ek is nie deel van goedkeuring van die begroting nie. Tot iemand vir hom verduidelik. As hy van wijk 4 is, of wijk 5, tot iemand vir hom verduidelik, wat beteken die ding vir mense in my wijk? En as hy nie antwoord op dit kry nie, hy sê dit nie goedkeur. Hy sê, julle roep my nie om die begroting te kom goedkeur. Hy gaan na die mense in die wijk. En hy sê vir die mense in die wijk, luister hier. Ek sal nie deel wees van die goedkeuring van die begroting nie, want dit beteken niks vir my mense hier in die wijk. Dis nou die raadslede wat ons soek. Praat jy nou van ou raadslede? Kyk as jy nou die raadslid kyk. Jy weet nie of hy gaan voorhand nie, of hy gaan agtertoe nie, of hy beweeg op 'n kant, of al die tipe groete. Daar is nou 'n probleem. En Bentley Fast is nou die LER, wat werk met raadslede. Hy sê self, die keer, hy soek goeie raadslede. Nee, die keer soek ons baie goeie raadslede. Dis die rede hoekom ons boodskap is baie duidelik. Ons mense moet in groot getale gaan stem op die 4de van November. Julle het geen redes om by die huis te sit en nie uitgaan om te gaan stem. Geen. Kan ek verstaan julle wat ek nou sê? Geen redes om by die huis te sit en nie gaan stem nie. Verstaan julle die boodskap? So op die 4de van November ons almal gaan uit om te gaan stem. Die ander groot uitdaging is geweld teen vroumense en kinders. Ons moet hande vat en die ding op einde bring. Ons kan dit nie aanvaar nie. As 'n nasie, as 'n gemeenskap, dat daar moet so groot geweld teen ons vroumense wees. Dit kan ons nie aanvaar nie. Maar dit is 'n groot probleem en die enigste manier hoe ons die probleem kan beklei is as ons almal saam staan. Gender-based violence is an indictment on all of us. En manne wat hier is, who are deploying violence against women. You are not brave, dis maar net 'n lafaard. Ja, dis wat dit beteken. You are not brave. En dis nie iets wat jy kan trots as op nie. Dat beteken jy's 'n lafaard, you're a coward. There's absolutely no reasons why violence should be deployed against women. And as the generation of 1956, we want to see women standing up, saying no to gender-based violence and calling for an end to gender-based violence. Ons moet alles doen om seker te maak dat ons beklei, we fight against gender-based violence. En die ander belangrike ding wat ons moet kyk is the empowerment of young girls and women. Dit moet by die huis begin.
Empowerment of young girls and women moet by die huis begin. Ek het saam met my dogter gepraat, sy doen graad 12. Ek vra haar, I'm sure you would have been happy if you were a man, if you were a boy. Sy sê, ek sal my doodmaak if I can wake up tomorrow morning en ek is 'n mannetjie. Ek maak myself dood. Ek sê, why? She says, no. I'm very comfortable with being a woman. So that's the kind of confidence we have to build in our girl child. That they are not second class to anyone. Who wants ons 'n kind groot maak by die huis? We create a hierarchy dat die mannetjie is meer belangrik as die meisie. And that should come to an end. We must bring up our children as equals and confident about who they are. And they don't have to be apologetic to anybody. So that's what we need to do, and that's what the society needs to do. That is empowering young girls and empowering young women, so that they can be proud about who they are and believe in their potential to contribute towards the program om veranderings in die land te bring. Programdirekteur, op hierdie 70ste herdenking moet ons die vroue wat opgeruk het eer deur meer van onsself te eis. Kom ons bou programme wat mense bereik, instellings wat doeltreffend funksioneer en ekonomiese geleentheid wat vaardighede in volle houbare bestaan omskep. Kom ons verseker dat die meisiekind wat vandag in Kakamas groot word, meer geleenthede erf as die geslagte vooraan. Dit is die werk wat voor ons lê en die verantwoordelikheid van die 7de administrasie. Ons is hier die verbintenis verskuldig aan die vroue wat vandag en aan elke meisiekind wie se toekoms gevorm sal word deur die besluite wat ons nou neem. So gee ons praktiese betekenis aan die nalatenskap van 1956. So ons pleidooi vandag is vir ons vroue, our women in the Northern Cape, to stand up. Dat ons nie agter sit nie, must stand up and drive the process of transformation. If women are not actively involved, it will be men doing it on your behalf. And if we do it on your behalf, we are going to prioritize our own interest before yours. So we want women to stand up, fight gender-based violence, ensure economic empowerment, as onze event hier. En voor catering ons het 5 vrouwens. Moet nog niet lopen en sê en slecht praat van die vrouwens wat het gekry het. Want jy sal ook jou geleentheid kry. Moet nie lopen en sê slegte goede oor die ene wat die geleentheid gekry het. Because women are supposed to hold hands, empower each other, protect each other, and close ranks. That is what we are expecting. That women must close ranks and defend each other. Met die woorde, baie dankie, ons is baie trots. Met die opkomings, geef vir julle self 'n lekker handklap. Baie dankie. Ek sal nie herhaal wat die premier gesê het nie.
duidelike boodskap. Ons moet hom net so terug van huis toe en gaan deel met die wat die was. Het is baie duidelik. Wil niks bysit nie. Baie dankie. Ag maar premier, vir hy inspirerende boodskap vir die gemeenskap van ZFM. Premier het oor baie dinge gepraat. So ons wil net teruggaan en gaan implementeer dit wat die premier, die vader van die provinsie vir ons gesê het. Baie dankie premier. Ons waardeer u baie. Nou die volgende item op die program is Boetles Dassie, wat vir ons sal vermaak. Dit is de dans van Bartie Boetles. Die vloer is nie sin. Die mag maar begin.
Thank you.